Goeiedag. In hierdie video gaan ons hierdie twee somme verduidelik. Vermeerder R55 met 10% en vermeerder 25 liter met 35%. Onthou, indien daar iets is waarmee jy sukkel in wiskunde, kan jy vir ons 'n WhatsApp fotootjie stuur na hierdie nommer toe, dan ons die probleem probeer oplos en vir jou 'n antwoord aanstuur. Ons eerste probleem is vermeerder R55 met 10%. Ons behoort ook te weet dat 10% is eintlik maar 'n tiende. Ons werk eers 10% van R55 uit en dan tel dit by die R55. Dan sal ons die antwoord kry. Alhoewel ons hierdie somme gewoonlik met 'n sakrekenaar en finansiële wiskunde gaan uitwerk, is dit tog belangrik om te sien hoe dit werk. Ons skryf eers 10 op 100 maal 55 op 1. Dis dan 10% van R55. Die volgende stap is nie baie belangrik vir my nie, want elke mens gaan dit op sy eie manier kan doen. Ek het eers gegaan, toe sê ek kan hierdie 10 en hierdie 100 vereenvoudig, ek kan selfs hier 5 en hier 5 ingedeel het, maar ek gaan dit nie nou doen nie. Ek het gesê 10 kan ek daar en daar indeel, want ek hier 1/10. Dan deel ek hierdie 10 in die 55 in, met 'n lang deelsom as dit nodig is, wat dan so sal lyk, en is die antwoord R5.50. Ek doen nie nou lang deling nie, ek aanvaar jy kan dit doen, en hier's 'n klomp ander maniere wat jy die kon uitgewerk het, maar ons antwoord is R5.50. Dan tel ons die R5.50 by die R55 en kry R60.50. Dit kan ons ook met 'n sakrekenaar doen of onder mekaar skryf. Dan moet ons net weet dat R55 vermeerder met 10% sal dan R60.50 wees. Onthou, finansiële wiskunde het baie met woorde te doen en moenie jouself verdwaal tussen al die berekenings nie. Hier is 'n tweede manier om dieselfde som te doen. Hier is dan weer vermeerder R55 met 10%. Hier sal ons dadelik, werk ons dadelik 110% van R55 uit, kom ons reguit by die antwoord uit. Ek het maar net hier vir ons geskryf, dit is die 100% van die R55, wat R55 is, en dadelik die 10% by, wat R5.50 is. Kom ons kyk hoe werk dit. 110% van R55 skryf jy 110 op 100, maal 55 op 1. Van hierdie af gaan ons gewoonlik 'n sakrekenaar gebruik, maar ek gaan gou 'n bietjie van die berekenings hier doen, wat die sterker mense kan doen. Ons kan hier weer 10 en 10 dae uitkanselleer. Dan kan ons sê 5 gaan hierin 2 keer en 5 gaan hierin 11 keer. Want ons kleiner getalletjies om mee te werk. Maar ons gaan gewoonlik hierdie net so in 'n sakrekenaar indruk en die antwoord kry. Nie skrik omdat ek nou rondspring nie, daar is daai berekenings ons nou net gedoen het. Soos dit dan oorskryf sal hy so lyk. En dan kan ek deur vereenvoudiging hier uitkom. En dan kan ek met die lang deling weer hierdie som uitwerk en die finale antwoord kry R60.50. Dan kan ons net skryf, R55 vermeerder met 10% is R60.50. Ons tweede sommetjie sê, vermeerder 25 liter met 35%. Die manier is, ons werk eers die 35% van 25 liter uit, dan plus ons dit by die 25 liter. So ek gesê het, ons gaan hierdie gewoonlik op 'n sakrekenaar doen, maar ek het bietjie van die berekeninge saam met julle gedoen. Jy kan byvoorbeeld sê, 25 gaan hier in 1 keer, 25 gaan hier in 4 keer. Dan kry jy 35 op 4, en dan kan jy dit met 'n lang deelsom net uitwerk. 4 gaan in 3 en hy kan nie, 35 gaan 8 keer, sit jou kommas neer en gaan aan met die som. Dan tel ons die 25 liter en die 8,75 liter bymekaar, en kry 33,75 liter. So, vermeerder 25 liter met 35%, dan kry jy 33,75 liter. So ek net nou gesê, jy kan dadelik 135% van 25 liter uitwerk, dan kry jy 135 op 100 maal 25 op 1, as jy hom vereenvoudig, behoort jy by so iets uit te kom, en dan met 'n lang deelsom kan jy reguit by die antwoord uitkom. By al twee die maniere is 25 liter vermeerder met 35%, 33,75 liter. Dui asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Indien daar enige skoolwiskunde probleme is waarmee jy sukkel, kan jy vir ons dit met 'n WhatsApp foto aanstuur na hierdie nommer toe, dan sal ons hom vir jou probeer oplos, en dan vir jou antwoord terugstuur verniet. Geniet die wiskunde.